Kijk, daar zijn we pas klaargemaakt met die Pieter Toy wildveiling en ek sê vir jou, wat 'n veiling was dit nie en ek JP gaan my nou meer vertel oor die pryse en vir ons 'n auction report gee, maar ek kan vir jou sê dit was nou regtig skitterend geweest en 'n klomp manne insluitend Volkswinkel wat regtig kan trotsvol voel oor hoe hulle hierdie dag mekaar gesit het, hoe die dag gebeur het en natuurlik oor die kwaliteit wat aangebied is en dit sien mense elke dag. JP, hoe gaan dit? Goed jy Tinus? Ja, baie dankie. Ek sien jy smaal so 'n bietjie, maar dit is 'n bietjie moegheid en 'n bietjie geluk en ietsie van alles nie. Ja, baie lekker, dankie. Is 'n voorreg om julle te hê. Dankie voorreg van 'n dag gewees. Ja, Tinus, ek dink great dag. 72 miljoen rand omset, 100 lotte. Dis 'n baie nice lot gemiddeld. Ons is bevoorreg dat die mark ons ondersteun het vandag. En ja, ek dink 'n great veiling, top genetika en dit wys net die top genetika, as die top genetika in die mark beskikbaar raak, van die ouens oples. Ja. Ons het ook daarvan gepraat en sê, maar weet jy wat is daai dierlot, ons vat 22 miljoen weg en ons vat 18 weg en 6 miljoen of 4 miljoen. Dan is jy nog steeds by 40 miljoen. Wat oorbly en dan as jy en dit op 100 lotte is nog steeds bitter goeie gemiddeld is. So al vat jy die super lotte uit is dit steeds 'n hoë standaard veiling dwars hierdie bank gewees. Verseker Tinus, ek dink as jy kom ons sê die Buffalo Bull het 22 miljoen rand speel met 'n koei vir 4 miljoen rand, ander Buffalo Bull vir 8 miljoen rand, ons sit nog steeds met omtrent 40 miljoen rand in die ander lotte wat 'n baie nice lot gemiddeld is, 400 000 rand. Is ongehoord van die laaste paar jaar in die wildbedryf. So ja, ek dink die mark het gewys daar's ruggraat en dit gaan maar oor die feit dat dit 'n bydraende faktor tot die ekonomie is en die ouens is lus daarvoor. Ja, ons sien dit dwars deur. Ons het so gepraat oor vroeër vandag gepraat oor die bydrae van die wildbedryf binne in die groter landbouprentjie. En ek dink baie mense onderskat hoeveel die bydrae is en ek dink jy het ook beter syfers, maar ons praat van baie geld en eintlik nog 'n waardevolle persentasie. Ja, soos ons vroeër gepraat het, die wildbedryf is laas jaar verantwoordelik, kom ons sê net in diere gewys en die jagbedryf as jy dit kan saamsit, tussen 16 en 17 biljoen rand, wat 10% van landbou is en dan praat ons nog nie eers van al die ander bedrywe rondom. Praat jy van die volle waardeketting, van die ekotourisme, natuurbewaring en al die goeders wat bykom en dit op 'n nog 'n groter prentjie maar as die volle waardeketting ontsluit en is moeilik om te meet, maar kom ons sê van taksidermie af regdeur tot die vleisprodusente wat die vleis gebruik vir die informele mark of die formele mark, dan dink ek dit is 'n sektor van die ekonomie wat baie ernstig opgeneem word. Ons het ook vroeër gepraat, as ons kyk na hierdie tipe pryse, is dit ouens wat lank belê het, hulle het baie van die ouens moes deur 'n moeilike tyd gaan, droogtes, pryse wat bietjie gesak het, maar 'n area wat nou gestabiliseer het, die bedryf wat gestabiliseer het, en nou begin sy waarde, ek sien dit nou toekom. Ja, ek het uitskieters, maar hy stabiliseer nou op 'n goeie plek en is 'n lekker plek om te wees eintlik vir die bedryf. Ja, Tinus, ek dink dit gaan oor die onderliggende mark is geskep waar die jagbedryf is, die verbintenis met die eindverbruiker en die diere word weggevat in die jagbedryf, het veroorsaak dat 'n ou regtig sy somme kan maak in die industrie en sê iets betaal vir hom af. As jy kyk na vandag byvoorbeeld 38 tot 42 duim hoorke 50 000 rand lot gemiddeld, wat 'n ongelooflike gemiddeld is vir daai tipe diere. Eers dit vat tyd om op daai punt te kom, maar op marginale grond waarvan meeste van ons kliënte mee werk, is dit 'n ongelooflike som. Weet, dit is nie maklik om daai bulle te teel nie, maar hulle word goed opgeneem in die mark en eintlik kan ons voorbly. Ja. Kom ons gaan gou net deur vandag se pryse as ons deur dit gaan gemiddeld van 72 miljoen rand. Hoe lyk die ander pryse daar? Dit is so vinnig deur alles hardloop. Ja, vandag gaan opsomming obviously die Buffalo Bull 22 miljoen rand, nog 'n Buffalo Bull vir 8 miljoen rand, goue Gentvok Bull 530 000 rand, Gentvok verse 200 000 rand, gewone spesies uniek in Suid-Afrika, Springbok ramme 150 000 rand, omtrent ook gemiddeld, hoë kwaliteit ramme. Die jagdiere het 'n goeie gemiddeld gehandhaaf deur al die spesies. Die rooibok spesies het uitstekend gedoen vandag, die koningswillebeeste, witwillebeeste uitstekend gedoen. So all in all 'n great veiling en 'n great dag. Ja. Laastens baie geluk. Geniet nou 'n bietjie aan, rus 'n bietjie. En ja, sien ons julle binnekort weer. Reg, dankie Tinus en dankie vir julle tyd as weer. Plesier. Dankie. Nou, dit is JP van Volkswinkel. Maak seker jy kyk uit. Jy gaan nog 'n paar sterk veilings deur die jaar kom. Ek dink hulle doen oor die 50 22. 'n Volksveilings wat hulle aanpak.
En ja, ek is seker elkeen van hulle gaan hierdie jaar beter lyk as laas jaar as ek kyk na die reën. So man is optimisties. So wydwys klim in en speel saam. Thanks, Dennis.